hierdie 'n praktiese ding is nie. Baie dankie. Dit was die uitvoerende direkteur van die onderwysersvakbond Naptosa, Basil Manuel. Die klas van 2025 betree 'n arbeidsmark wat steeds onder groot druk is, met jeugwerkloosheid van meer as 40% en duisende eerste keer werksoekers sonder werkservaring. Terselfdertyd wend werkgewers hulle toenemend tot digitale en KI-werwingsplatforms om die groot getal aansoeke te hanteer. Werkgewers word egter gewaarsku om versigtig te wees en altyd kandidaate se kwalifikasies te verifieer. Om die uitdagings beter te verstaan, praat ons nou met die hoof van bemarking by die agtergrondverifieringsmaatskappy MIE, 'n afdeling van Metis, Jennifer Parkhuizen. Goeiemôre Jennifer. Goeiemôre Jean-Marie. So die matriekslaagsyfer het tot 88% gestyg. Wat beteken dit vir die arbeidsmark? Ja, ons is trots op die klas van 2025 en vir die arbeidsmark weet dit maak deure oop vir baie nuwe talent. En werkgewers het nou die geleentheid om hierdie nuwe talent te kan ontwikkel. Maar aan die ander kant is daar ook baie leerders wat intree werksgeleenthede soek en dit beteken meer kandidate ding nou mee vir beskikbare geleenthede wat die kompetisie verhoog in die mark. Daarmee saam moet 'n mens ook in gedagte hou dat die werkloosheidssyfer in Suid-Afrika veral onder die jeug baie hoog is. Dis tans meer as 40%. En dit beteken eintlik minder beskikbare posisies wat die jeug kry en hulle soek hierdie opleiding om aan hulle toekoms te bou. Met al die jong mense wat die arbeidsmark betree, moet werkgewers dan ook wakker wees en seker maak hulle doen hulle deeglike agtergrondsondersoeke vir die mededingende mark. So kom ons kom dan daarby, hoekom is dit belangrik om matriek en ander kwalifikasies te verifieer en wat kan gebeur as dit nie gedoen word nie? So vir baie is 'n matrieksertifikaat hulle enigste kwalifikasie en dit is 'n baie belangrike prestasie. Dit is ook 'n vereiste vir baie intreevlakposisies en om verder te gaan studeer en vir baie persone is dit amper soos die grondslag van hulle loopbaan. Wanneer dit kom by verifikasies, moet 'n onderneming regtig seker maak dat elke persoon wat aangestel word deur 'n behoorlike ondersoekproses gaan. En dit is nou van 'n groot onderneming tot 'n eenmansaak. En dit is regtig om te bevestig of die inligting wat voorgelê is korrek is. Die kwalifikasies wat hulle voorlê, is dit reg? Is hulle wie hulle sê hulle is hulle agtergrond, hulle kriminele agtergrond skoon? En die rede hoekom dit so belangrik is, dit het in vandag se tyd met die tegnologie wat beskikbaar is aan ons, so maklik gekom om 'n vervalste kwalifikasie te maak of te bekom. En dit is nie noodwendig wat jy vinnig by die huis kan doen om 'n program te gebruik nie, maar jy kan op sosiale media gaan soek en binne 'n paar minute kan jy vir jou 'n vervalste matrieksertifikaat koop. Nou, die belangrikheid daarvan is as 'n organisasie hulle self wil beskerm, nie net van 'n finansiële standpunt af nie, maar ook hulle reputasie. Want hulle seker maak die kwalifikasies word ondersoek en die persoon is, soos ek sê, is wie hulle sê hulle is, want dit hou ook hulle huidige werknemers, hou hulle ook dan veilig deur hierdie proses. So dit is belangrik dat die kwalifikasies en enige agtergrond ondersoek wat gedoen word, deel is van 'n maatskappy se beleid, dat almal deur dieselfde proses gaan. Want as jy iemand aanstel wat nie gekwalifiseerd is nie, gaan jy geld verloor en jy bring dan ook die mense wat reeds vir jou werk ook in gedrang. Wat is van die sekuriteitselemente op die sertifikate, matrieksertifikate of selfs grade? Weet werkgewers noodwendig waarvoor om uit te kyk? So die ding is, elke instansie wat die sertifikate uitreik, gebruik verskillende sekuriteitsmaatreëls op hulle sertifikate. Nou dit kan insluit 'n watermerk, dit kan insluit die dikte van die papier, die font wat hulle gebruik. Dit kan ook die plek wees waar hulle die ID-nommer sit of die studentenommer sit. En die ding is, as jy nie opgelei is en weet presies wat om na te kyk nie, sal dit lyk of die sertifikaat wat voor jou neergelê is,
reg is en hy lyk goed. En dit is hoekom dit belangrik is om direk by die instansie wat die sertifikaat uitgereik het te verifieer of 'n maatskappy het gebruik soos MAI om dan seker te maak dit is en dit stem ooreen met die persoon op hulle stelsels ook. As jy nie presies weet waarna om te kyk nie en jy gaan nie die inligting deeglik na nie, dan kan dit wees dat daai sertifikaat either vervals is of dit is op 'n manier gekry wat nie toelaatbaar is in die werksplek nie. En as jy ook kyk, ekskuus tog, die inligting verander ook van baie keer van jaar tot jaar of hulle wag 'n paar jaar. As jy kyk na iemand wat 'n sertifikaat afteken, as jy 'n sertifikaat wil vervals en jy gebruik miskien een van 3 of 4 jaar terug, dan is daar miskien 'n verkeerde handtekening op dokument. En vir 'n oog wat nie ingestel is om te weet waarna hulle kyk nie, kan dit dan heeltemal miskyk. Nou, hoe pas die digitale werwing en die kunsmatige intelligensie hierin? Al hoe meer van dit word gebruik om die groot volumes aansoeke beter deur te sif. Beskou jy dan KI as 'n risiko of is dit 'n hulpmiddel in hierdie geval? Ek dink as dit kom by nuwe talent in jou organisasie inbring en selfs as jy kyk na die agtergrondsondersoekindustrie, dink ek definitief dit is 'n hulpmiddel. Maar dit moet reg en verantwoordelik gebruik word, want kunsmatige intelligensie is hier om te bly. Dit gaan nêrens heen nie. En besighede moet dit aanvaar en dit maak die werwingsprosesse regtig vinniger en meer doeltreffend en ek dink dit kan dit ook minder oorweldigend maak vir die organisasie self. Baie maatskappye ontvang honderde of selfs duisende aansoeke vir 'n pos. En KI kan hier help om hierdie aansoeke vinniger te sif sodat mense makliker kan of meer kan fokus op die beste geskikte kandidaat vir die posisie eerder as om tyd te mors met administrasie. En met integrasie kan KI ook help om hoë volume agtergrond en kwalifikasieverifikasies vinniger af te handel. En dit beteken aanstellings kan vinniger en meer ingelig plaasvind. Goed, baie dankie. Dit was Jennifer Barkhuizen, sy is die hoof van bemarking by die agtergrondverifieringsmaatskappy MAI, 'n afdeling van Metis. Ons beweeg nou